Alright, kom ons maak so. Baie dankie vir die geleentheid om hier saam met julle te kan wees. Ek moet vir jou sê, ek is nie op binnelanders nie, maar ek dink politiek is baie meer gecompliseerd as al die intriges in binnelanders, so ja. Vriende, kom ek vat hierdie ding nou sommer heeltemal weg hierso. Ons kom by mekaar in 'n tyd waar een van die mees fundamentele vryhede van ons as mense in Suid-Afrika bedreig word, en daardie vryheid is die reg om eiendom te kan besit. Nou, die gesprek wat ons het vandag is eiendomsreg as waarborg eintlik vir vrede, en dan moet ek en Corneille 'n bietjie gesels oor die waarde van gemeenskappe en hoe eiendomsreg gemeenskappe kan help. Geen gemeenskap kan regtig bestaan as daardie gemeenskap nie sy eiendom kan besit nie. En gemeenskappe het nie net die reg om eiendom te kan besit nie, maar ook 'n verantwoordelikheid teenoor die breër gemeenskap. Die plig van die staat of die regering is om 'n milieu en 'n klimaat te skep sodat die privaat sektor kan floreer en sodat gemeenskappe binne in sy samelewing homself kan uitleef. En daardie binne in sy samelewing konteks het baie kontekste. Jy kry boeregemeenskappe, jy kry kulturele gemeenskappe, jy kry tradisionele gemeenskappe as ons kyk na KwaZulu-Natal en van die vorige Tuisland areas. So daar's baie verskillende gemeenskappe, maar die regering of die staat moet 'n klimaat skep waarin daardie gemeenskappe kan floreer. En as ons dan kyk wat president Ramaphosa 'n week terug in Zimbabwe gedoen het, dan moet dit ons bekommerd maak. Dit moet ons bekommerd maak as ons staatshoof daar staan en hy sê dat Zimbabwe se chaotiese grondgrype, ons weet dit was chaoties, maar hy noem dit noodsaaklik en ambisieus. Nou mense, Zimbabwe se grondhervorming was nie ambisie nie, dit was vernietiging. Dit was nie 'n regstelling nie, dit was 'n absolute ruïnering wat in daai land plaasgevind het. En as ons president dit loof, dan moet ons bekommerd raak oor die regte van gemeenskappe om hulle eiendomsreg te kan besit en ook te kan uitleef. Ons het gesien wat in Zimbabwe gebeur het. Zimbabwe se grondhervormingsprogram het die land totaal vernietig. Hy het hom nie op sy knieë gebring, hy het dit vernietig. Boere is daar weg. Afrikaanse en Engelse blanke boere is uit Zimbabwe uitgedryf. Nou, 'n klomp jare later, word hulle gesmeek om terug te kom. Zimbabwe het besef, hy kan nie sonder daardie boerdery gemeenskap nie. En ons moet dit in Suid-Afrika ook besef. Die boerdery gemeenskap in Suid-Afrika is een van die sentrale kerns van hoe ons totale samelewing in hierdie land opbou. Nou, ek wil 'n stukkie lees van Mondli Makanya in die City Press, waar hy oor hierdie besoek van president Ramaphosa en sy uitlatings in Zimbabwe gepraat het. Hy sê, "The roots of today's grossly dysfunctional Zimbabwe lie with the process that Ramaphosa referred to with great approval this week." Dis 'n skande, mense. As Zimbabwe die model is, moet Suid-Afrika 'n ander pad stap. Die waarde van eiendomsreg lê in die beskerming van jou reg om daardie titelakte te kan besit. Ons het soveel grondhervormingsprojekte in Suid-Afrika al waargeneem, wat doodeenvoudig misluk. En een van die grootste redes daarvan, en ek dink Prof Gumede het nou daaraan geraak, is die feit dat daardie begunstigde kry nie sy titelakte nie. Die regering vertrou hom nie om vir hom te sê, hier is jou kaart en transport, werk met jou grond nie. Jy kan, as jy 'n titelakte het, kan jy daai titelakte na jou bank toe vat. As jy 'n plaas het, kan jy vir die bank sê, leen vir my geld, want ek wil my plaas uitbrei, ek wil 'n spulpunt opsit, of ek wil 'n kamp doen, of ek wil addisionele beeste aankoop. As jy 'n huis het, kan jy jou huis groter maak. As jy 'n besigheid het, kan jy jou besigheid uitbrei. Maar sonder daardie titelakte kan jy niks doen nie. So wat doen die regering? Eintlik is die regering besig om langtermyn huurders te skep, in plaas daarvan om welvaartskepende eiendom te kan oordra aan mense wat begunstig moet word. En dit is baie belangrik dat ons die waarde van 'n titelakte moet raak sien. Die tragedie lê by wat die ANC doen. Die ANC het gesê hy wil swart ekonomiese bemagtiging toepas en regstelling moet plaasvind. Maar
hulle faal die mense wat hulle self sê, hulle wil bemagtig. Hoe bemagtig jy iemand, deur vir hom te sê, hier is vir jou grond, maar daardie grond gaan aan die staat bly behoort. Het gaan nie aan jou behoort nie. Hoe kan jy jou grond bewerk, jou grond uitbrei, as ek dit op my plaas doen, en ek doen ek dit sodat my kinders dit eendag kan erf, en daardie aflosstokkie kan vat en vorentoe gaan. Maar as jy nie 'n titelakte het nie, hoe gaan jy met vertroue daardie uitbreidings kan doen? Die gevolg van wat ons hier sien, is totaal voorspelbaar. Ons sien hoe plase onbenut lê, mense wat plase gekry het, dit lê onbenut, want hulle is nie gehelp na die tyd nie, om hulle plase te kan ontwikkel nie, en hy het nie die vermoë om dit self te kan doen nie, want hy kan nie daai plaas as sekuriteit bied nie. Ons sien hoe gesinne arm bly, en ons sien hoe 'n totale mensdom afhanklik bly van staatstoelaas, want ons kry nie daardie ekonomiese groei wat ons moet kry nie. Ek het nou gesê, ons is gereduseer, of mense is gereduseer tot langtermynhuurders. Die waardigheid wat grond vir jou gee, in 'n gemeenskap, is van kardinale belang. Wanneer ek my huis besit, wil ek graag hê dat my straat moet mooi wees, wil met my buurman gaan praat as hy verf afdop, want ek wil trots wees op dit wat ek hier het. Ek wil hê dat my skool moet netjies wees, ek wil hê dat my parke moet mooi wees. Maar as ek nie eienaarskap het daarvan nie, gaan ek werklik binne in my gemeenskap, en dis tog die gesprek wat ons het nou, is eiendomsreg en gemeenskappe, gaan ek werklik in my gemeenskap met soveel passie probeer om 'n verskil te maak? Nee, ek gaan nie. En daarom moet ons, en ons doen dit uit 'n politieke oogpunt uit, kliphard, probeer ons die ANC oortuig om daardie titelaktes af te staan. Hier is vroeër vandag gepraat oor die tradisionele leiers. Dr. Gumede het ook, Prof. Gumede het gesê, dis 'n plek waartoe die regering nie wil gaan nie. En dit is 'n groot probleem, want jy sit met 'n magdom vol mense wat vaardigheid het en wat wil boer, maar hy moet dit op communal land doen, op gemeenskaplike eiendom, onder 'n hoof van een of ander groepering. Hy kan nooit regtig vooruit gaan nie. En dit skep 'n reuse probleem. Mense, ek is hier om namens die DA te praat, maar ek dink dit is baie belangrik om uit die staanspoor uit te sê dat ons moet nie eiendomsreg enigstens verpolitiseer nie. Ons het hier 'n klomp mense uit verskillende organisasies. Corneille is hier van die Vryheidsfront, hier's ander organisasies betrokke. En ons moet daar waar ons gedeelde belange het, wat toevallig in die meeste van die gevalle die situasie is, moet ons met mekaar hande vat. En die DA se standpunt was nog altyd baie duidelik. Toe die ANC artikel 25 van die grondwet wou wysig, het ons en die Vryheidsfront, verskeie ander partye in die parlement en 'n enorme klomp gemeenskapsorganisasies dit teengestaan. Ons het na jare se beklei, het ons dit reg gekry dat hulle dit nie kon deurvoer nie. Toe hulle dit in die 6de parlement heringedien het, het ons weer daarteen gestaan. Die ANC het egter 'n belofte aan sy kiesers gemaak en gesê, kyk, ons gaan artikel 25 van die grondwet wysig, want ons wil onteiening sonder vergoeding toepas. Dit het nie gebeur nie. Toe kom die onteieningswet, 'n wet wat eintlik aanvanklik 'n edelmotief gehad het om te onteien om 'n dam te bou of 'n spoorlyn of 'n pad. En hulle kom aan die einde en hulle bring hierdie nul vergoeding klousule in. Hoekom? Sodat hulle vir hulle kiezer kan sê, sien jy, ons het ons belofte nagekom, ons gaan grond onteien. En ons het dit gesien in Zimbabwe. Zimbabwe se grondonteiening het nie plaasgevind voor die 2000s nie. Toe Mugabe sien, hy begin steun verloor, het hy populistiese dinge begin doen. En dit is wat ons hier sien. Die ANC sien dat sy steun taan, nou probeer hy populistiese dinge doen om die kiezer aan sy kant te kry. Maar mense, die Suid-Afrikaanse persone, die totale publiek van Suid-Afrika, het geleer uit Zimbabwe uit. Die swart Suid-Afrikaner, wat sukkel om 'n werk te kry, is moeg daarvoor, want hy kompeteer teen 'n persoon van Zimbabwe af, wat hiernatoe kom, omdat daar nie vir hom 'n toekoms daar is nie. En daardie gemeenskappe kom in opstand, en hulle besef dat ons nie die pad kan stap, wat in Zimbabwe gestap het nie. Met betrekking tot dit wat ons in die parlement doen, of in die howe doen. Soos ek nou gesê het, ons het hierdie wet teengestaan. Toe die onteieningswet in duisternis deur president Ramaphosa geteken is, blykbaar al in Desember, ons het eers in Januarie daarvan gehoor,
het hy dit gedoen ondanks die feit dat die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, wat van die DA af is, vir die president 'n dokument gegee het, waarin hy die grondwetlike aspekte waarmee hy 'n probleem het met die onteieningswet vir hom duidelik uiteengesit het. President Ramaphosa het dit doeteenvoudig geïgnoreer. Hy het nie eers sy minister ingelig dat hy die wet gaan teken nie, ons moes in die media daarvan uitvind. Maar nou sit ons met 'n hofsaak eerstens wat ons as die DA gebring het teen die onteieningswet. Daardie hofsaak wil ek vinnig aanraak. Daar's twee goeders wat ons aanvat. Ons vat die inhoud van die wet aan. Daar's baie teenstrydighede, maar ek dink amper die een belangrike ding wat ons doen is ons vat dit aan op tegniese redes. Wanneer 'n wet deurgevoer word, word hy in die nasionale vergadering gedebatteer. Daarna, as 'n wet provinsies raak, wat hierdie geval is, gaan dit na die Nasionale Raad van Provinsies toe. En wanneer die Nasionale Raad van Provinsies dan daaroor stem, moet hy by elkeen van die 9 provinsiale wetgewers 'n mandaat kry. En die wet is baie duidelik. Daardie mandaat moet verkry word tydens 'n amptelike sitting van daardie wetgewer. Met ander woorde, die wetgewer moet sit, dit moet ter tafel gelê word, daar moet gestem word daaroor en die wetgewer gee dan 'n mandaat vir sy verteenwoordiger in die Nasionale Raad van Provinsies. 5 van die 9 provinsies het glad nie 'n sitting gehad nie. Die speaker het doeteenvoudige brief geteken en gesê, ons stuur 'n mandaat aan ons verteenwoordiger in die Nasionale Raad van Provinsies om vir hierdie wetgewing te stem. Ongeldig. Die DA wat in die Weskaapse regering het uiteraard teen hierdie wetgewing gestem en die Noordwes regering het nie eers 'n mandaat gestuur nie. Met ander woorde, slegs 2 van die 9 provinsies het 'n korrekte mandaat gestuur. Die grondwet is baie duidelik, dis nie hoe dit werk nie en ons vat dit op daardie tegniese punt aan en baie keer is 'n tegniese punt die maklikste manier om die saak te wen. Indien ons die saak wen en glo my, ek glo ons gaan, word hierdie wetgewing, die onteieningswet, totaal terugverwys na die nasionale vergadering toe. Die proses moet van vooraf begin. Maar nou sit die ANC nie meer met 'n meerderheid nie. So die ANC gaan nie meer sy meerderheid kan gebruik nie. Hy gaan met sy vennote binne in die regering van nasionale eenheid moet onderhandel oor hoe hierdie wet dan gaan lyk. En ek glo ons gaan vordering maak. Dit is ongelukkig 'n proses en ons moet dit deurstap, maar ek dink regtig waar die ANC gaan bloedneus kry met betrekking tot hierdie hofsaak. Mense, kom ons vra gou vir onsself ook, waarom staan ons so ferm teen hierdie onteieningswet? Hoekom is dit vir ons so belangrik? Eiendomsreg is nie 'n abstrakte regsbeginsel nie. Dis die sleutel tot vryheid. En dis waaroor hierdie gesprek gaan. Wanneer iemand eiendom kan besit, het hy waardigheid. Wanneer hy dit kan verbeter of verkoop, het hy sekuriteit. En wanneer jy sekuriteit het, kan jy jou dinge uitbrei. Kom ons wees duidelik, dis alle eiendom wat ingesluit word. Dit eiendomsreg beskerm die entrepreneur wat sy besigheid wil uitbrei, dit beskerm die boer wat sy landerye wil vergroot, dit beskerm die pensionaris wat sy pensioen graag veilig wil bou in aandele, dit beskerm die ou wat vir sy gesin 'n huis wil bou. En ek sien die tyd raak min, mense, Corneille, ons is gewoond aan iemand wat vir ons tyd hou, maar 15 minute gaan ook vinnig verby. Mense, ek het nou nog gehoor wat meneer Messervy daar gesê het. Geen land kan groei sonder inkomste van ander lande af nie. En as jy kyk na wat in Suid-Afrika aangaan, doen die ANC alles wat ons nie nodig het om inkomste te kan kry nie, om beleggers te kan kry nie. Ons moet op so 'n wyse optree dat ons beleggers vertroue hiernatoe kan lok. Wie sal hier wil kom belê van Amerika af in 'n fabriek as hy weet, maar die regering kan my fabriek vat? Messervy het dit nou vir ons baie duidelik gestel. Ons weet wat die risiko's daarin is en ons moet beslis daarby verbystap. Piet Leroux het nou ook geraak aan swart ekonomiese bemagtiging. Swart ekonomiese bemagtiging is verseker 'n vorm van onteiening. Jy word verplig om aandele, jou eiendom, af te staan aan iemand anders, nie op meriete of teen 'n monetêre waarde nie, maar bloot omdat jy 'n rassekwota moet vervul. Dis onteiening en ons moet dit teenstaan en ons doen dit ook. Mense, ek gaan afsluit deur net vinnig te praat oor landelike veiligheid. Ons moet na landelike veiligheid kyk. Plaasmoorde, plaasaanvalle en die risiko's wat ons mense op plase het, maak dat ons eiendomsreg daar nie beskerm word nie en ons sal beslis moet dit doen, mense daar bystaan, sodat ook daar die eiendomsreg seker is.
ek sluit af deur te sê mense dat die storie van Suid-Afrika is nog steeds besig om geskryf te word. Ons moet vir onsself afvra, sal dit 'n storie wees van vryheid of sal dit een wees van staatsbeheer? Sal dit 'n storie wees van voorspoed of gaan dit een wees van ondergang? Die DA en die ander partye wat saam met ons in die RNE is, die Vryheidsfront is ek oortuig daarvan, die IFP ook, glo dat eiendomsreg die sleutel tot vryheid is. Eiendomsreg is die sleutel tot vooruitgang van gemeenskappe. En ons moet daardie eiendomsreg ten alle koste beskerm. Ons sal dit beskerm in die parlement, in komitees, in die howe, in die gemeenskappe waar ons verteenwoordigers het. Ons sal ons vingers stompies beklei om dit reg te kry, maar ons het 'n geheel van die samelewing nodig. Hier's organisasies soos die Afrikanerbond, TLI, Agri SA, AfriForum, SAI, Solidariteit, ons kan opnoem, wat hierdie met ons deel. Kom ons vat hande en kom ons werk saam om hierdie absolute reg wat ons nodig het, om ons gemeenskappe suksesvol te maak, om ons land vorentoe te vat, om daardie reg te verstewig en seker te maak dat dit nie by ons weggevat word nie. Baie dankie.